Geliefdes, ons gaan lees uit die woord van die Here vanoggend vanuit die Matteus Evangelie. Hierdie gedeelte wat ons lees, Matteus 13, die gelykenis van die mosterdsaad, is in al drie die sinoptiese evangelies, so terwyl jy soek vir Matteus 13, sinoptiese evangelies is die eerste 3 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Sinopties dui op sinonieme evangelies. Hulle korreleer met mekaar. Okay, so jy kan hier dieselfde gedeelte in Markus 4 vind of in Lukas 13. Ons gaan hom lees uit Matteus 13 uit. Kom ons lees saam. Matteus 13 van vers 31 af. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en sy land geplant het. Dis die kleinste van al die soorte saad. Maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom sodat die voëls in sy takke kan kom nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Net tot sover. Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dis die kleinste van al die soort saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kan kom nes maak. Dan versterk Jesus hierdie gelykenis en hy gebruik die voorbeeld van suurdeeg. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou gevat het en 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Daar's 2 hoofsaaklik verskillende goeters wat in hierdie teks na vore kom. Die een kan ons verduidelik aan die hand van die suurdeeg, maar die mosterdsaad bedoel dit ook. Ons gaan bietjie daarin raak in ons boodskap. En dit is dat daar waar die koninkryk van Jesus bedien word, daar neem dit oor. Okay. En dan die volgende een is dat die geloof van disippels soveel meer potensiaal en groeipotensiaal het as wat ons as disippels partykeer agterkom of weet. As mens kyk na hierdie gelykenis van die suurdeeg, dan moet mens goed verstaan dat dit word vir ons daar word vir ons die beeld geskep dat as gelowiges moet ons omgewings deurweek. Julle wat beteken die woord deurweek? Ons moet dit nat maak ons moet dit laat deurtrek, ons moet dit vol maak met die goeie dinge van die Here Jesus. So ek dink vandat ek klein was, 'n strewe om die beste pizza te maak. Nee. Ek weet ek gaan dit nie reg kry nie want daar's Italianers in hierdie wêreld. Maar dis iets waarvoor ek baie lief is en die metode wat ek die laaste paar jaar volg is 'n video wat ek op YouTube gekyk het en die video se titel, as daar nog iemand van julle is wat lief is vir autentieke Neapolitan style pizza, is This Guy Changed My Pizza Game Forever. Nou is dit so 'n Italiaanse mannetjie met sy aksent op hierdie video en nou vra die aanbieder vir hom, maak jy die beste pizza? Hy sê ja, hy sê sal ek dit ook reg kry? Hy sê ja, hy sê hoe? Hy sê I'll teach you. En hy sê maar wat is die geheim? Hy sê you make zipulish. Nou zipulish is bietjie van die oorspronklike resep wat bymekaar gesit word en al die gis. Okay. So hy vat, sê nou maar ek het nou nie die ratio uitgewerk nie, maar sê nou maar 5% van die totale resep vat hy eers en hy meng dit met die gis wat hy ingooi. As
As jy dit gaan kyk, is dit baie oulik. Jy sê, you add the oni, dis nou heuning, jy vat 'n rukkie om dit uit te figure, ek het amper eie ingegooi, en dan maak hy hierdie klein bakkie goed wat hy noem poolish, en hy los dit in die yskas oornag. Volgende dag as jy daai goed oopmaak, dan borrel dit so asof dit kwaad is, nê. En dan meng hy dit in die groot bak meel in. En 2 ure later is daai groot bak meel 'n bol deeg wat by die bak uitreis. So dis die beeld wat Jesus hier vertel. Hy sê dat Christene moet ingaan met hulle liefde en hulle moet ingaan met hulle genade en hulle moet ingaan met die lig van Jesus en hulle moet daai liefde en genade en lig by die bak laat uitborrel, soos hulle dit in oorvloed bedien en uitleef aan mense. So dis enerzijds wat Jesus hier sê. Maar anderzijds is die mosterdsaad 'n beeld om met ons te praat oor jou eie persoonlike groei. En daarom is ons tema vanoggend dat persoonlike groei in die geloof is eie aan disippels wat die koninkryk van Jesus dien. Dis eie aan 'n geesvervulde disipel. 'n Geloof wat lewe kan nie stagnant wees nie. Hy moet groei en lewendig wees. En dan kom Jesus met hierdie vergelyking van die mosterdsaad. So in die antieke Palestynse tyd was hierdie obviously dan een van die kleinste of die kleinste saad wat die mense geplant het of boere geplant het en die mense geken het, want Jesus dink aan dit as 'n voorbeeld. En dan wanneer Jesus in die gelykenisse leer, dan moet ons weet dat hy gebruik klein goedjies om groot waarhede by mense op te wek. Ek sê altyd, wanneer jy die evangelies lees, moet jy oplet na wat Jesus sê, maar wanneer Jesus 'n gelykenis begin vertel of 'n voorbeeld begin gebruik, dan moet jy eers regop sit. Want die grootste waarhede wat hy by sy disippels wil indring, is die dinge wat hy oor en oor verduidelik aan die hand van 'n groot klomp voorbeelde. So wat kry ons wanneer ons hoor Jesus begin en hy sê, dit is soos 'n mosterdsaad. Ek moet oplet. Ek moet luister. Jesus is besig om iets belangriks oor my geloof en oor myself vir my te leer in hierdie gedeelte. En hy wil hê ek moet dit verstaan. Daarom gee hy vir my 'n vatbare, tasbare, maklike voorbeeld om te volg. En hy leer van hierdie mosterdsaadjie. Klaarblyklik een van die kleinste saadjies van die agricultural tyd van Jesus se tyd wat boere geplant het en iets wat 'n massiewe bos na vore bring. So ons wil raak sien dat Jesus dui op die transformasie van iets kleins na iets geweldig groots. Ons kan sê van 'n saad na 'n boom wat groot is. Hierdie metafoor beklemtoon die transformerende krag van selfs die kleinste begin en die potensiaal wat daar is vir betekenisvolle groei. Wanneer daai boer daai mosterdsaadjie plant, so klein, hy moet hom amper vat met 'n tweezer. En hy sit hom in die saad, dan sy verwagting nie dat daar die kleinste plantjie gaan opkom nie, want hy weet dis 'n mosterdsaad. Sy verwagting is dat hierdie saad gaan groei tot dit wat julle daar op die skerm sien. Iets wat groot is. En dis wat Jesus of die Here vir ons leer in hierdie gedeelte, dat wanneer hy die woord vat en hy die saad van die geloof soos 'n mosterdsaadjie in jou inplant, is sy verwagting nie dat dit 'n saad moet bly nie. Sy verwagting is nie dat dit iets kleins moet wees of iets wat deur mensvermoëns gemarginaliseer word nie. Maar sy verwagting is dat dit iets is wat sal groei en aanhou groei en dat ander mense daarby baat en vrug sal vind. Hy praat van transformasie, hy praat van die moontlikheid en die vermoë om iets radikaal en totaal te verander. Geloof is lewend, is wat die Here Jesus vir ons leer in die voorbeeld van iets wat groei. En in enige lewende organisme moet daar vordering wees. As jy vandag 'n babietjie kry, hier's 'n paar mense wat hier sit, wat babietjies gehad het onlangs. En daai babietjie hou ewe skielik op 6 maande opgroei. Al gee jy vir hom al die regte voeding, al doen jy alles wat goed is vir hierdie baba. Gaan jy sê, ag nee, dis seker maar ons baba, jou keuse uniek. Of gaan jy pediater toe met hom?
gaan pediater toe gaan. Hier's iets nie reg nie. Hy's veronderstel om te groei, of sy is veronderstel om te groei. En dis wat Jesus leer hier oor jou geloof. As dit nie groei nie, moet jy vra, maar wat's fout? Is iets nie reg nie, daar moet vordering wees, is 'n lewende organisme. Dis hoekom Johannes skryf, wys my jou geloof deur die dade. Want dit is hoe iets wat jy sê, werklikheid word, deur dit gedoen word. En daarom is ons opdrag in hierdie ding, om eerstens jou potensiaal vir groei te verstaan. Jy moet eerstens begryp, dat ek het die potensiaal om te groei. Nou, daarenteen is die duiwel se gunsteling manier om gelowiges te verslind, om mense binne hulle swakste oomblikke te oortuig, jy het nie die potensiaal om te groei nie. Jy sal tog nooit kan verander nie. Daar is net in jou niks goed nie. Klink enige een van hierdie vir julle bekend. Wanneer jy so groot sonde gedoen het, of iets vir die soveelste keer gedoen het, dan sit hierdie tipe goed waar die duiwel mee na ons toe kom. Maar die Here sê, jy moet verstaan, jy het die potensiaal om te groei en te verander. Nou, hoe ontdek ek daai potensiaal? Hy sê, jy soek daarvoor, jy saai daarvoor, jy voed daarvoor. En dan vertrou jy dat die Here groei in jou lewe sal bewerk, deur middel van die krag van sy Gees. En hierdie groei word dan gemeet in die vrugte van ons toewyding aan die Here, en die vrugte van ons gehoorsaamheid aan die koning, binne ons roeping om sy koninkryk uit te dra. Daar moet vordering wees. Daar moet groei wees. As ek die potensiaal besef, en ek investeer in die groei, dan sal daar vordering wees. Maar nou is daar 'n belangrike ding wat jy moet onthou. Daai Arabier daar op die skerm, hy het nie daai saadjie gister geplant en die volgende dag toe lyk hy so nie. 'n Boom groei nie oornag nie. So gebeur dit ook nie dat ons oornag presies kom in ons geloofslewe waar die Here ons wil hê nie. Groei van enigiets, deur die bank, reg deur die lewe, het groeifases en momente. Dit gebeur in stappe, en dit vat geduld van ons kant af. Ek dink, een van die mees algemene dinge onder elkeen van ons, wel ek weet beslis onder myself is, dat my eie ongeduld met my vermoë om te groei uit my swakhede uit, my partykeer tevrede maak om te bly binne my swakhede. Hoor julle? My eie ongeduld om te hoor dat die Here sê ek kan verby hierdie dinge groei waarmee ek sukkel, maak dat ek gemaklik raak met die dinge waarmee ek sukkel. So as ek besef dat een van God se kerneienskappe is lankmoedigheid, dis geduld met 'n mens, en hy het dit verskeie plekke en kere vir jou probeer leer en uitdruk, soos sou die skaapwagter nie die 99 wat nie verdwaal het laat staan en die een wat verdwaal het gaan soek, en ek sê vir jou, as hy terugkom, dan word daar fees gevier oor hom nie. God is lankmoedig met jou, is jy lankmoedig met jou? Dis die eerste vraag wat jy moet vra wanneer jy wil groei. God is geduldig met jou en genadig met jou. Is jy geduldig met jou en genadig met jou? En dan verder as dit ook, as iemand wat geroep is om jou gawes en Jesus as aan ander te bedien, is jy geduldig met die ou langs jou? Kyk bietjie om julle. Daar sit verskillende, ek maak jy grappie, kyk om jou. Daar sit klomp verskillende mense om jou, en hulle het almal dieselfde struikeling en worsteling met geloof en groei daarbinne as jy. So God is genadig, geduldig met jou in hierdie proses. Is jy dit met jouself, en is jy dit met die ouens langs jou? Dis die eerste ding waaraan ons gaan moet werk, as ons wil groei. Om te weet, 'n saad wat gesaai is, het groeifases en stadiums. Groeivordering wat gebeur. Dit gebeur nie oornag nie. Kom ons kyk bietjie na die 12 doodgewone disippels.
Ek weet daar's baie van julle wat hier sit wat nou die verhaal op Netflix kyk. Wat is die ding se naam? The Chosen. Ek wil dit ook nog kyk, julle. Ek gaan eendag nog. Soos goed, jy kan dit kyk. En in hierdie verhaal, en wanneer ons Handelinge lees, dan sien ons hierdie massiewe transformasie wat gebeur in die wêreld en in die mense van hulle tyd. Die laaste tyd doen ek Handelinge in my persoonlike Bybelstudie, en ek sien hoe die Here gewone klein mense, so klein soos mosterdsaadjies vat, en buitengewone goed met hulle doen. Hoe hulle mense was wat nie beroemd was of uitgestaan het of aansien geniet het nie, en tog gebruik die Here hulle om die wêreld op sy kop te keer. Maar nou is dit die ding van 'n storie en van enige optekening van 'n verhaal of geskiedenistydperk. Dit is onmoontlik om iets oomblik vir oomblik op te teken. Selfs wanneer jy 'n film kyk, sien jy die mooi en belangrikste en uitgeligte momente. Wanneer jy die Bybel lees, sien jy die mooi, belangrike, uitgeligte momente. Wanneer jy hoor van die groei van die kerk van Jesus Christus, dan sien jy die mooi, belangrike en uitgeligte momente. Maar luister bietjie, met Pinkster was daar net meer as 3000 Christene. Dis nadat Jesus alreeds amper 3 tot 4 jaar lank bedien het. Dis met Pinkster. Teen 100 na Christus, met ander woorde 10 dekades, 7 dekades langer, het dit maar verdubbel. Bietjie meer as verdubbel. 7500 Christene. In die 70 jaar later, teen 150 na Christus, was daar 40.000 Christene. Spring vorentoe na 350 na Christus toe, dan is daar 34 miljoen Christene in die wêreld. So dit is so, dat die wêreld het verander deur iets wat klein begin het en eksponensieel gegroei het, soos die mosterdboom. Maar dit het nie oornag gebeur nie. Dit het nie net somme gebeur nie. Jy lees 'n verhaal wat 'n uitgerekte geskiedenis vertel oor 'n lang tydperk heen. Daarom is daar geduld en genade in die proses, maar daar is 'n geloof in die groeipotensiaal. Jy sal nooit kan groei in jou geloof as jy nie eers glo, ek kan groei. Nie omdat ek wonderlik is nie, maar dat die Heilige Gees groei intensies met my het. Omdat die woord van die Here 'n tweesnydende swaard is wat my help. So daar's 4 dinge en ons gaan vinnig praat oor hierdie 4 dinge en dan is ons klaar. Wat ons moet hoor van die mosterdsaad, wat die Here vir jou sê is. Die eerste een daarvan is, daar's groeipotensiaal, daar's groeifases, daar's seisoene van dormansie, en dat saad groei wanneer dit reg gevoed word. As kyk na hierdie eerste een, daar's groeipotensiaal. Maak nie saak of jy klein begin nie. Maak nie saak of jy vandag hier sit en jou geloof is regtig soos 'n mosterdsaadjie nie. Of jou geloof is nog dalk bietjie oorskadu met 'n klomp twyfel. Of jy sit en sê ek weet ek's 'n sondaar, maar ek weet nie eers of ek glo nie. Maak nie saak hoe klein dit is nie, as dit daar is, het die Here dit geplant. As jy vandag hier sit en jy voel die goed wat ek nou genoem het die Here dit daar geplant en die Here plant dit net in die mense wat hy vir hom kies. So wat sê ons? Maak nie saak hoe groot dit is nie, is dit teenwoordig? Dis die eerste vraag. Is dit teenwoordig? Want wanneer dit teenwoordig is, wanneer ek die saad het, dan kan ek nou alles doen wat ek moet, sodat hierdie saad groei, sodat hierdie boom kan groei. So dit gaan oor die teenwoordige en die intensie, nie die grootte van jou geloof nie. Ons wil hê dit moet groei. Maar waar dit nou is, moet sê, dis teenwoordig, want ek wil glo, selfs ek is seker hier's mense wat sê ek wil glo, maar ek sukkel. Nee, dis daar. As jy dit kan sê, is dit daar. So dis verstaan dat die groei van ons geloof as disippels moontlik is, as daai teenwoordigheid daar is en as my intensie reg is. So hoe kry ek dit nou reg? Hoe gee ek nou die tree? Julle weet 'n ding wat ek al baie gesê het, luister net gou mooi dat daar nie weer misverstande is nie. You can't lean on a shovel, 'n graaf, and pray for a hole. Nee. Ek kan nie sê
God moet 'n towerstafie oor my kop swaai en alles is reg in my lewe nie. Geloof is iets wat ek moet doen. Jeremia bid, Here bekeer my, sodat ek my sal gaan bekeer. Met ander woorde, Here begin die verandering in my, sodat ek die verandering op 'n transformerende manier sal leef. Hoe doen ek dit? Wat is die stappe wat jy moet gee, die praktiese stappe? Geloof kom deur die gehoor en dit wat ons hoor is die verkondiging van die evangelie. Praktiese stap nommer 1 is elke geleentheid wat ek kry om die bediening en die verkondiging van die evangelie, van die goeie boodskap van Jesus te hoor, eg en suiwer en reg, moet ek aangryp met al twee hande. Elke moontlike geleentheid wat daar is vir my om deel te hê aan die evangelie verkondiging, moet ek verorber en opeet. Dan om te hoor dat die Here sê jy is al reeds reg gesnoei deur my woord. Wat is die woord se funksie in my lewe? Dis die regsnoei en die ophelp in my lewe. Nou sê mense baie keer, maar ek het gevoel ek moet dit doen. Die Here sal nooit vir jou iets laat voel wat in stryd is met wat hy aan jou openbaar deur sy woord nie. As die woord jou dus wil optel, moenie jouself probeer afdruk nie. Want dis wat ons doen. Ons hoor die woord na ons roep oor sekere goed en ons druk onsself terug en sê nee, kan nie of ek wil nie. Die volgende een is, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Hoe bly ek in Jesus? Ek neem my kruis op en hier is die moeilike een, ek verloon myself en ek volg Jesus. En dan, julle kan gerus hierdie gaan lees, is pragtig, Romeine 6 vers 15 tot 23. Soos julle elke deel van julle lewe in diens gestel het van die sonde, en ontrou aan die Here was, julle nou elke deel van julle lewe in diens stel van God. Hoe stel ek elke deel van my lewe in diens van die Here? Ek sê vir elke ding wat ek doen, ek wil die Here verheerlik in wat ek nou dink, doen en sê. As ek opstaan vanoggend en ek gaan werk toe, Here help my om in my werk en by my werk U te verheerlik. As ek 'n pa is of 'n ma is vir my kinders, 'n vriend is, as ek julle dominee is, as julle my lidmate is, as ons mekaar se medegelowige is, ek stel elke deel van my liggaam in diens van die Here. As ek myself op die internet kry, of iets op sosiale media plaas, of iets op sosiale media deel of like, of wat ook al ek in myself en my lewe doen wat op die verhoog van die wêreld ook veral is, ek stel elke lid of ledemaat van my lewe in diens van die Here om God daarmee te verheerlik. Hoekom? Want ek is nie 'n slaaf van sonde nie, maar 'n dienskneg van die Here. Die volgende een is, daar's groeifases. Daar's verskillende stadiums en fases van groei, solank dit 'n lewende proses is. Ek hoef nie by jou te wees nie, en jy hoef nie by my te wees nie. Dis ook so dat daar, het jy al gehoor van companion plante. Ek ken nou nie die goed nie, en ek stel nie so baie belang nie, maar sê dit werk nou baie great as jy 'n sojaboontjie saam met 'n mielieplant, van die stikstof wat die knolplant van 'n sojaboon afskei, kan die mielie weer opneem en groei. Daar's seker 'n hele ding van companion plant. Ek seker daar's manne wat hier is wat baie slimmer is oor dit. So dit is so dat ek myself in sekere mense beter vind as in ander. Party is nie my companion plant en daar's ook plante wat jy nie saam mekaar moet plant nie, nê. Maar is nog steeds in dieselfde tuin, nie mekaar se vyande nie. Maar hulle groei. Daar's verskillende stadium van groei. Jy en ek is nie op dieselfde stadium nie, maar ons is in dieselfde proses. Dis wat ons in gemeen het. Ons is mense wat streef daarna om te sê, ek sien, ek groei, want ek doen hierdie groeipotensiaal goed wat ek nou gehoor het. Sulke mense, sê Psalm 1, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak, want in sy groeiproses meet ek my nie aan mense nie, maar ek meet my aan die Here. Hoe kry ek dit reg? Die woord van God bepaal my optrede.
Dan seisoene van dormansie. Ons is nou in 'n seisoen van dormansie. Wie van julle het 'n groot stryd met julle grasperke vol blare? Nagmerrie, nee. Wat is dormansie? Nou, ek kan dit verduidelik aan die hand van weiding. Asseblief nie vir Lydia e-pos skryf en sê alwaar ek kan praat is my beeste nie. As dit koud raak en die grondtemperature daal onder 'n sekere vlak, wat doen die gras in die baie koue gedeeltes? Dit onttrek sy voedingsware na sy wortels toe. En die gras self gaan dood en raak vir 'n dier onverteerbaar. Die palatability daarvan gaan af. Dit raak swak, daar's niks in dit nie. Nou ek gaan vir julle een ding sê, daar is nie so iets soos Christelike dormansie nie. Ons is altyd Christene, ons rus nie van ons disippelskap nie, ons leef altyd die lig van Jesus uit, maar daar is so iets soos dormansie van ander mense. In die sin dat partykeer moet jy ook na jouself omsien. Nie seisoene lank nie, 'n uur 'n dag of 2 ure 'n dag of hierdie naweek, wanneer jy jouself onttrek en sê, nou moet ek seker maak die voedingsware in my wortels word reg gekanaliseer en gebruik sodat ek die lewe van die plant kan beskerm. Want wat gebeur met daai gras as hy nie daai voedingsware in die wortel intrek nie en die ryp kom en hy maak die blare dood, die hele plant gaan dood. Maar as hy daai voedingsware in die wortel gaan stoor en die ryp kom en hy maak die plant dood of die sneeu kom en hy maak die plant dood, dan kan die wortels weer nuwe lowers opskiet en die plant kan bly lewe en groei. So is dit nodig vir jou ook om tye te hê waar jy jouself afsonder, jouself voed, jouself nourish, na jouself omsien, na jouself kyk, jouself beskerm, nodig, doen wat nodig is vir jou om te groei na binne en buite. Doen wat nodig is om jou siel en jou lewe gesond en lewendig en aan die gang te hou. So leer die Here ook vir ons dat ons na onsself moet kyk. Want as ons dit reg kry, gaan ons gesonde mosterdbome wees wat skadu gee. 'n Mosterdsaad wat nie self gegroei het nie, kan nie om hom laat groei nie. Jesus leer, dit groei en 'n boom word 'n boom sodat voëls aan kan nes maak. Ons kan verder dink, dit gee skadu in woestynagtige gebiede wat baie belangrik is vir die mense. Wat sê dit? Daar's effekte belangrik vir lewe. So hoe lyk jou takke? Gee dit skadu weer vir die wat teen die son wil skuil? Is daar plek vir ander mense om nes te maak in jou gawes, sodat jy hulle ook daarin kan help en voed? Die Here roep ons in hierdie gedeelte soos ons groei om 'n disippelskap effek te hê, om mense te wees wat die skadu van liefde en genade van die Here is in ander mense se lewens, wat die takke van ons gawes laat groei en uitreik, sodat ander mense binne in hulle swakhede kan nes maak in ons sterk takke. Mense wat deur die uitleef en die bedien van Jesus 'n uitkoms is vir ander. Dis wat die Here ons roep. En hoe kry ek dit reg? Ek word in myself minder, in my menslikheid, in my sondigheid minder en meer Jesus deur my. Dan sal saad groei as ek dit reg voed. Jy kan nie op plekke groei wat onmoontlik is vergroei nie. Jesus sê dit, daai saad wat op die pad geval het, kon nie groei nie. Die saad wat op die klipbank geval het, dit het opgeskiet, maar dit kon nie groei nie. Jy kan nie groei op plekke waar groei nie moontlik is nie. So jy kan nie jou lewe so vol maak van wat boos en wat jou verstik en wat sleg is vir jou. Sal die volgende een, jy kan nie verkeerde invloede toelaat nie. Jy kan nie jou lewe so vol maak van hierdie goed en vra waarom kan ek nie groei nie. Maar aan dieselfde tyd onthou ons ook Jesaja 40 waar die Here vir ons sê ek sal julle tussen gras laat opgroei. Waaroor gaan dit hier? Dat ek kontroleer wat my beïnvloed. Ek is eerder 'n invloed op die wat swak is as wat ek die swakker dinge my laat beïnvloed. Dis wat die Here vir ons leer.
Jy moet op die regte plek en die regte omstandighede leef, sodat jy kan groei. Want geloof wat lewe en wat lewend is, sal altyd groei, in dat ons saad by die Here, voor die Here en vir die Here saai.